Goeienaand broers en susters, baie welkom by vanaand se aanderediens, die wonderlike voorreg ook om die Here saam te mag aanbid. Daar is nie enige afkondigings van die kerkraad nie. Ons gaan vooraf saam sing lied 365, 365 vers 2 en vers 3. Die wonderlike woorde, Christus is ewig God en Heer, en in die volheid van die tyd word hy mens in nederigheid. En sit net so, sing saam vers 2 en vers 3, en daarna begin ons met die erediens. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. In hierdie tyd van die hemelvaart van ons Here wat ons in hierdie week herdenk het, sing ons saam Psalm 47. Juig voor God, sing en lof en prys hom op verhewe wys. Op die heel meeste lof wat ons vir die Here kan bring, doen ons dit. Ons staan en sing ons saam Psalm 47, vers 1, vers 3 en vers 4 en daarna bid ons saam.
ons Vader wat in die hemel is. Here, dit is U raadsplan wat U beskik vir die wêreld, wat U laat verloop. Daar's niks wat toevallig gebeur nie, daar's niks wat uit plek uit gebeur nie. Daar's nie 'n klein stofdeeltjie wat nie is waar dit volgens U raadsplan moet wees nie. En U het beskik ook dat hierdie wêreld so moet verloop dat 'n wêreld wat in sonde geval het, geoordeel moet word. Dat die regverdige straf om teen U te sondig, die ewige hel, deur elke mens verdien word. En juist daarom besef 'n mens die grootheid daarvan. Die regverdigheid, U wat nie sonde ongestraf laat bly nie. En nogtans die middelaar stuur, U seun stuur om hulle wat U uitverkies het te verlos. Dat daar genade mag wees dat U kerk nie geoordeel sal word nie. Dat U kerk se oordeel ten volle deur U seun gedra is aan die kruis. En dat U raadsplan so verloop dat 'n wêreld geoordeel word, maar die kerk verlos word. En ons word gevul met ontzag vir U. Ons kan nie indink wat dit beteken om die ewige straf van U te ontvang nie. Ons kan nie indink wat dit is wat ons Here Jesus Christus in die kruis gedra het, vir betaal het nie. Wat dit beteken om ewig weg van U af te wees, om ewig U oordeel te ontvang. En tog het hy. Dat hy sy lewe gegee het, dat hy aan 'n kruis vasgeslaan is, sy lewe gegee het, sy liggaam geoffer het, sy bloed gegee het, sodat U kerk vrygekoop kan wees. En hoe heerlik is dit nie dat ons dit kan getuig, kan weet U Gees werk kragtig in ons. Dat ons geloof is nie net gebaseer op gevoel of op mooi praatjies, slim redenasies nie. Maar is 'n getuienis, 'n kragtige getuienis van die Gees wat in ons woon en in ons werk. En ons dank U dat ons mag deel hê aan daardie verlossing, ons 'n nuwe lewe gegee is, wat nou reeds begin. En ons bede is dat U ons sal gebruik in die koninkryk, dat ons ywerig sal wees, dat ons deur die genade wat ons ontvang het, soos vanoggend gehoor in die wetlesing, ook sal doen. Nie so dat ons iets kan kry nie, maar omdat ons oneindig meer gekry het as wat ons kan indink. 'n Ewige erfenis wat nog by geen gedagte van 'n mens opgekom het nie. Mag ons U aanbid met ons hele lewe. Mag ons met alles waarmee ons besig is en doen, vra hoe ons U daarin eer. Dat ons so sal leef om 'n dankbaarheidslewe vir U te lewe. Ons dank U vir die sekerheid van U beloftes. Ons dank U dat ons wag nie te vergeefs is nie. Maar dat ons kan weet, U beloftes is waar. Dat ons Here Jesus Christus kom weer en hy kom te oordeel. En hy kom sodat ons heerlik gemaak sal word. Help ons dan, Here, om ywerig daarop te wag, met gespanne afwagting uit te kyk daarvoor en te leef daarvoor. Ons dank U dat ons die woord kan hoor hoe kosbaar die evangelie is, dat U dit aan ons op soveel verskillende maniere verkondig. Dat ons so mooi kan hoor
wat U vir ons gedoen het en nog steeds doen. En ons bede is dat U so in ons lewe sal werk, dat ons dit mag uitleef en beleef tot die eer van U naam. Amen. Terwyl ons net so bly sit, sing ons saam Psalm 119, daarvan saam vers 51. Die mooi woorde, belydenis eintlik, wat ek bemin die woord van die Here. En U waarheid kan nie wankel nie, en dit kan nie vergaan nie. Sit net so en sing ons saam Psalm 119 vers 51. Ons gaan voort vanaand met die leerprediking in die Heidelbergse Katekismes, daarmee saam ook Galasiërs 4 vers 1 tot 7. By die Katekismes is ons by Sondag 14, vraag en antwoorde 35 en 36. Ek lees ons uit die woord van die Here, Galasiërs 4 vers 1 tot 7. Hierby wil ek nog dit sê: solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie. Al behoort die hele erfenis aan hom, tot die dag wat sy pa bepaal het, staan onder toesig van die voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons, toe ons nog geestelik onmondig was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook erfgenaam gemaak. Besonder weer in vers 4, en sê, die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur, en hy is uit 'n vrou gebore, en van sy geboorte af was hy in die wet onderworpe. En dan die res van die vers wat ook daarmee saamgaan. Die Heidelbergse Katekismes, Sondag 14, vraag en antwoord 35, die vraag: wat beteken wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria? En die antwoord dan, dat die ewige seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die ware menslike natuur uit die vlees en die bloed van die maagd Maria, deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het. So is hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid, en alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde. En ook vraag en antwoord 36, watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? En die antwoord, dat hy ons middelaar is, en met sy onskuld en volkome heiligheid, my sonde, waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek. Geliefde broer en suster, hierdie deel van die Heidelbergse Katekismes vorm deel van die gedeelte van die Katekismes wat handel oor die verlossing. Ons weet die Katekismes is ingedeel in sonde, en dan verlossing en dankbaarheid. En hierdie is deel van die verlossingsgedeelte, en deel daarvan sien ons ook is ware geloof, wat die vraag vra, maar wat is 'n ware geloof?
En die antwoord oor wat 'n ware geloof is dat kennis is, en kennis waardeur ek alles wat God in sy woord openbaar. Met ander woorde, alles wat die Bybel vir my sê, aanvaar ek as waar. Ek betwyfel nie wat die Here vir my sê in sy woord nie. Ek stel myself nie gelyk aan of bo die woord, dat ek betwyfel wat die woord vir my sê nie. Deel van my ware geloof is kennis, wat ek aanvaar wat die woord vir my sê. Dis deel van my geloof. Daar mag dis nie iets nie, daar hoef niks in twyfel getrek te word nie. Want alles wat die Bybel sê, is waarheid. Ons het nou saam gesing, ook saam bely, dat die woord van die Here is die waarheid. Ons hoef niks aan te pas, om vir ons as mens meer verstaanbaar te maak, daar waar ons iets nie verstaan nie. Omdat ek op die manier maak ek die waarheid, omdat ek dit nie kan verstaan nie, en ek het nou sal omdraai, sal dit die waarheid word. Dit is nie so nie. Ons staan nie bo of gelyk aan die woord nie. Alle mense is leenaars. En dis 'n belangrike punt. Want hoewel daar baie dinge in die Bybel is wat mense uitmekaar wil trek, dinge wat mense nie kan glo nie. As jy maar die Bybel sê dit, maar ek kan tog nie glo, en dan kan jy self invul wat daar staan nie. Maar is die menswording, die geboorte van Jesus Christus uit 'n maagd, seker heel bo aan? Dat mense kan tog nie glo, as die Bybel sê, hy is uit 'n maagd uitgebore nie. Dat hulle self bo dit plaas, bo die woord plaas en sê maar, hulle kan alles wat die Bybel sê, maar dit is net te ver gevat. En reeds in die vroeë geskiedenis van die kerk het verskillende verkeerde lering ontstaan, juis hieroor, oor wie Jesus Christus is, oor sy mensheid en godheid, dat of hy 'n ware mens is en of hy ware God is. En al hierdie dwaalleer kom daar ergens 'n verskyning dat hulle of die mensheid, die ware mensheid bevraagteken, dat hy nie ware mens geword het nie, of die ware godheid betwyfel, dat hy nie ware God is nie. So sommige valse leer het sy godheid betwyfel, en gesê, maar hy is eintlik 'n geskape wese. Hy is eintlik die eerste van die geskape wesens van God. Ander, as hy sê, maar goed, hy is eintlik net 'n gewone mens gewees, en op 'n stadium van sy lewe het God hom uitgekies, as 'n spesiale mens, om werk te doen, dat die Here hom daartoe geseën het, om spesiale werk te doen. Baie van die valse leerstellings in die begin van die kerk se ontstaan, het gesê, maar hy het eintlik 'n skyn liggaam gehad. Hy was nie regtig 'n ware mens gewees nie. Hy het nie werklik mens geword nie. Hy het in sekere mate net 'n geskyn van mensheid gehad. Ander sê weer, hy het net gedeeltelik mens geword, hy het dalk 'n menslike liggaam en verstand gehad, maar hy het nie 'n menslike siel gehad nie. Hy is eintlik net 'n halwe mens gewees. Ander het weer op 'n mate gesê, maar hierdie twee nature is saamgevoeg, soveel sodat die godheid iets verloor het, en die mensheid eintlik ook iets verloor het, en half hier 'n halfgod na vore gekom het. Hy is nie ware God nie, hy is 'n halfgod, en hy is ook nie 'n volkomme mens nie, maar hy het iets anders geword as net 'n mens. Hy het iets van sy godheid verloor, maar hy het ook iets van sy mensheid verloor. En nou moet ons baie mooi besef dat die rede hoekom daar so baie dwaal oor die maagdelike geboorte is, gaan aan die een kant daaroor, dat mense net eenvoudig nie kan glo, dat God 'n maagd kan gebruik, kan dit swanger word nie. En is eintlik die dwaasheid daarvan, hulle kan glo dat God iets uit niks uit kan skep, dit aanvaar hulle, maar hierdie maagdelike geboorte gaan te ver. Maar die ander rede gaan nog dieper as dit. Dit gaan daaroor dat die mense nie die heerlike leerstelling, dat die ware God, wat van ewigheid af bestaan, homself sal verneder, deur die menslike natuur aan te neem nie. Mense kan dit nie glo nie, hulle kan nie glo dat God dit sal doen nie. En daarom trek hulle ook die maagdelike geboorte in twyfel. En juist daarom is hierdie verklaring van die Heidelbergse Katekismes oor die apostoliese geloofsbelijdenis so kosbaar, om te sê maar, hy is ontvang van die Heilige Gees, gebore in die maagd Maria. Ons hoor so mooi in antwoord 35, wat dit beteken,
dat die ewige seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria, deur die werking van die Gees aangeneem het, soos hy tegelijkertyd die ware nakomeling van Dawid en alles in sy broers gelyk, behalwe aan die sonde. En Paulus het dit so gestel in Galasiërs, het sê toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur. Dis die Vader se raadsplan vir die wêreld. Hy het die wêreld geskep en geweet, met die gedagte dat die seun gaan gestuur word. Op die regte tyd sal hy sy seun stuur, wat die Christus is, om die mens te wees, om mense te verlos. En hy stuur sy seun. In ewigheid is dit die besluit wat geneem word dat die Vader, wat die gesag het, die seun sal homself onderwerp aan die Vader en gestuur word deur die Vader op die tyd wat die Vader self bepaal. En nou hoor ons iets baie belangrik hierin. Dat wanneer iemand gestuur word, is dat toch 'n mate van gehoorsaamheid. Dis nie almal wat jy iets sê wat dit nie doen nie. Dis nie as jy iemand stuur dat hulle dit outomaties loop en beweeg nie. Daar's nie 'n meganiese beweging om dit te doen nie. As iemand gestuur word, moet daar aanvaarding wees van die gesag wat oor hulle is en dit doen. 'n Gehoorsaamheid om dit wel te doen. Die Vader stuur op die regte tyd en die seun gehoorsaam ook op daardie tyd. Geweer is die tyd van sy vernedering wat begin en hy gehoorsaam homself aan die Vader om gestuur te word. So in ewigheid is hierdie raadsplan reeds vas. Die seun weet dat wanneer die wêreld geskep word, daar 'n tyd sal kom dat hy as verlosser na die wêreld toe moet kom. En hoe wonderlik is dit nie dat hy gehoorsaam is daaraan. In die tyd dat die Vader bepaal word die seun gestuur, hy gehoorsaam die opdrag om gestuur te word. En so word ook mooi verwoord in die antwoord van die Heidelbergse Katekismus dat hy die menslike natuur aanneem. Nou is baie mooi hoor dat as jy gestuur word, moet jy jouself aktief onderwerp. As jy die menslike natuur aanneem, is dit jy wat dit self doen, of in ander woorde is die seun self wat hy die menslike natuur aangeneem. Hy's aktief besig. Hy onderwerp homself aan die Vader en hy neem ook hierdie menslike natuur aan. Dink jouself wat dit beteken, en dis hier waar die dwaalleer net so heel veel inkom. Dat die seun is en hy was en hy sal wees. Hy is saam met die Vader en die Gees die ewige en ware God. En hy wat in ewigheid bestaan, neem die menslike natuur aan. En die manier waarop dit gebeur is nie 'n godsverskynsel of 'n Christusverskynsel soos dit gebeur in die Ou Testament dat hy as die engel van die Here kom en aan die mense verskyn nie. Dis nie net 'n verskyning wat net deur mense waarneembaar is nie, maar sy menswording of sy verlossing behels om die menslike natuur aan te neem om in alles aan die mens gelyk te word. Nie net 'n stukkie of 'n deel daarvan, nie net van hy kom en hy kom as 'n 30-jarige man en hy bedien vir 3 jaar en hy sterf aan die kruis nie. Hy kom en hy neem die menslike natuur aan om in alles gelyk te word deur as 'n babietjie gebore te word. Hy kom as verlosser. Hy word verneder deur die menslike natuur so aan te neem deur as 'n babietjie gebore te word. Die ewige seun kies in ewigheid op die tyd dat die Vader bepaal om gebore te word. En nou is dit so, dit is 'n openbaring van God. Hierdie vleeswording is 'n openbaring van die lewende God, dat die Skepper, die ware God homself op 'n wonderbaarlike manier as skepsel, dat hy homself daarmee verenig deur die menslike natuur aan te neem. Dat hy 'n diensknegt word. Dat die ewigheid in die tyd gekom en die oneindigheid in ons wêreld ingekom, dat God het die menslike natuur aangeneem. So Christus het die ware menslike liggaam en siel aangeneem deur gebore te word. En nou is die wonder van hierdie
van hierdie geboorte, van die menswording, dat wat hier gebeur is nie dat hy sy godheid opgegee het nie, dat hy op enige oomblik opgehou het om God te wees nie. En dat hy die volheid ook van die menslike natuur aangeneem. So, dit het ook nie vermeng geraak, in 'n sekere mate dat hy 'n soort van 'n supermens nou geword het, of 'n halfgod nie. Maar met die menswording, word die menslike en die goddelike natuur vir ewig verenig in Jesus Christus, in een persoon, die Seun van God. En hiermee bely die kerk is dat die Jesus is ware God. Dat die Seun van ewigheid af was, menslike natuur aangeneem het, en vir ewig God sal bly. Ook vir ewig mens sal bly. En dan moet mens daarmee sê, dis 'n mate 'n groot geheimenis. As dinge wat 'n mens nie presies kan verstaan nie, ons weet baie van die werking van die Gees is so, wat het vir ons verduidelik word, hoe die Gees werk, en ons hoor dit, en ons sien dit in die vrug daarvan, maar die binnewerking weet ons nie daarvan noodwendig nie. Dieselfde hier. Iets van 'n wonderlike misterie van die Here wat sê dat hy doen dit. Ons kan nie alles presies weet wat in die binnewerke alles gebeur het nie. En dan wys die katekismes ons op Christus se heilige ontvangenis en geboorte, en baie mooi sê dat die ontvang en gebore by Christus is dit anders as by alle ander mense. Dat hy is nie deur die wil van 'n mens ontvang nie. Hy is deur die werking van die Heilige Gees ontvang. En hy is gebore uit die maagd. Paulus beklemtoon dat Jesus waarlik mens geword, hy is gebore uit 'n vrou, sê Paulus. Hy het ware menslike natuur aangeneem. In ander woorde, die ontvangs is die konsepsie, dat die kind word eers ontvang in die moederskoot en later gebore, en dis so, dat deur die werking van die Gees, deur die wil van die Vader, die Seun in die natuur aanneem, sien ons die eenheid wat werk in die menswording, in die verlosser wat homself verneder. Hierdie belydenis leer dus dat die geboorte van die Seun van God, van Jesus Christus, is menslik onmoontlik. Dit kan alleen deur God se wonderwerk gebeur. Dit wys dat God self kom, dat hy self die verlosser vir die mensdom gee. Hy is nie deur die wil van 'n mens gebore nie, maar deur die werk van God. Dis nie die mens na God toe gegaan het nie, maar God wat na ons toe gekom het. Homself verneder het, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, om onder ons te woon, om die mense te verlos. So die Vader gee doelbewus hierdie wonder van die maagdelike geboorte om te wys dat Jesus Christus se koms is net God se werk. Hy het werklik deel gekry ons vlees en bloed en so die ware nakomeling van Dawid geword. Hy het in alles aan sy broers gelyk geword, behalwe die sonde. Met ander woorde, aan versoeking was hy blootgestel gewees, hy het swakheid beleef, hy het pyn beleef, daar was smart, hy het selfs dood ervaar. En juist daarom kan hy medelee hê met ons wat as mense is, met ons as sy broers en susters. Maar as die uitsondering dat hy sonder sonde was, daar was nie 'n sondige natuur in hom gewees nie. En juist dit antisipeer die katekismes dan in die vraag 36 van, dis 'n heerlike belydenis hierdie, dis 'n wonderlike belydenis vir die kerk om te bely. Maar wat baat dit ons? Wat help dit ons weet dat hy is ontvang van die Heilige Gees en gebore uit die maagd Maria? En eintlik baie mooi besef net, hier word net vir ons redes gegee, sê maar goed, hier is rede A en rede B nie. Maar die redes wat gegee word is troostryk, dis redes wat vir ons as mens gegee word, sodat ons moet besef hoe wonderlik en heerlik dit is vir ons. Nie in die algemeen nie vir iets anders nie, maar vir ons troostryk is, dat dit wel gebeur het. Die katekismes vra dus vraag 36, wat help hierdie waarheid ons?
In die eerste plek dat Christus ons middelaar is. Deur sy volkome heiligheid bedek hy ook my sonde voor God. So in die eerste plek beteken sy ontvangenis en geboorte dat hy juis tussen God en die mens kom as ware God en ware mens. En hierdie waarheid is belangrik vir ons verlossing, omdat hy ware God en ware mens is, kon hy ons verlos en as middelaar optree. In Sondag 6 het al beantwoord dat hy 'n ware en regverdige mens moet wees. En die antwoord daar sê om die regverdigheid van God eis dat die sonde wat gebeur het, betaal moet word en is in die menslike natuur waar hy sonde gebeur het. En daarom moet die mens betaal. Dit sal onregverdig wees om daardie sonde om iets op ander wesens te plaas as die mens, want die mens het gesondig. Maar hy moet ook ware God wees om deur die krag van sy godheid die las en die toorn van God te kan dra. Hy kan nie die straf van God dra as hy 'n skepsel is nie. 'n Skepsel kan nie daardie swaar straf van God dra en bly lewe nie. Net God self kan dit dra. En nou is dit so dat hy ware mens is, alles deurgaan wat as mense deurgaan, maar dat hy ook ware God is. En dat hy tussen beide tree vir ons by die Vader intree met gebed, vir ons pleit by die Vader. In die tweede plek hoor ons dis ook noodsaaklik dat hy uit 'n maagd gebore moet word. Want alle mense word in sonde ontvang en gebore. Ons is almal verbind aan Adam deur die sondeval. Ek verduidelik dit graag altyd vir die kinders en sê maar dis soos 'n saadjie wat in die grond geplant is wat gif ingekry het. En daai gif gaan nie weg as die plantjie begin groei nie. Daai gif bly in die plantjie vir altyd. Sover as daai plantjie uitstoot, is daar die gif teenwoordig in die plantjie. En alle mense wat deur menslike werking ontvang en gebore word, het deel aan daardie erfsonde. En nou weet ons vir Jesus om die volmaakte offer te bring, moes hy 'n volmaakte regverdige lewe geleef het. Met ander woorde, alles wat hy gedink en doen en sê het, moes daardie handelinge tot eer van God wees. Maar nou help dit niks as die aard van sy natuur sondig is nie as hy sondig gebore word nie. As dit so is, kan hy nie die volmaakte offer bring nie. Hy kan nie die sonde bedek en aan ons sy heiligheid gee as dit so is nie. En jy is daarom hierdie belydenis dat hy in alles gelyk geword behalwe die sonde. Hy is nie in sonde ontvang nie. In sonde gebore nie. Hy het nie 'n sondige aard gehad nie. Hy was nie van nature geneig om God te haat en sy naaste te haat nie. As die ware nakomeling van Dawid het hy skuld gedra en die mens verlos. Jy is daarom sien ons God se verlossingswerk wat in ewigheid begin en reeds hier van die begin af wat hy kom om as hoëpriester, as middelaar sy werk te begin doen. Om die belewenis van die mens deur te gaan om sodat hy vir die mens kan intree. En hoe groot is hierdie troos nie vir gelowiges nie. Dit wat die Here kom doen in sy sondeloosheid, is om God te verheerlik. Is om regverdigheid voor God uit te leef, maar om ons te kom bekleed daarmee. Om dit wat hy is, wie hy is, vir ons te gee. Dat ons voor die Vader regverdig gemaak word, maar dat sy Gees in ons uitstort, sodat ons ook in ons lewe kan groei in hierdie heiligmaking. Dat Christus ons lewe heilig. So aan ons word sy verdienste toegereken, ons word regverdig gemaak, ons word aangeneem as kinders. Ons het ander dag 'n wonderlike preek ook daar gehoor. Ons sien is hierdie wonderlike gedeelte dat God ingryp, dat hy in ewigheid sy seun stuur om mens te word, om ons kinders van God te maak. Hy sê Paulus baie mooi dat soos die Vader die seun gestuur het, ook die Gees gestuur om in ons te wees, sodat ons ook as kinders aangeneem word, dat ons deur die verlossing regverdig gemaak word en die Gees ook kan uitroep na die Vader. Dat die seun wat mens geword het, wat wie se Vader sy Vader is, dat hy ook ons Vader word. Jy is daarom die wonderlike boodskap dat ons nie meer slawe is nie. Ons bevry.
Ons is erfgename van die beloftes. Bevry van die magte, van die duisternis. Ons kan uitroep ook, Abba Vader. En juist daarom is die menswording vir ons so 'n heerlike troos as ons verstaan. Ons hoef nie verkeerd te dink daaroor nie. Ons hoef onsself nie oor te gee aan dwaalleer oor wat daar gebeur het nie. Ons ontvang hierdie groot troos oor hoekom die Here mens geword het sodat hy ons middelaar kan wees. Om tussen ons en God in te tree. Dat hy maagtelike geboorte gehad het, sodat hy sonder sonde sal wees, sondeloos. Sodat hy vir ons sal sterf, sodat ons regverdig gemaak kan word. Juist daarom verstaan ons hierdie wonder van die maagtelike geboorte van God, wat die menslike natuur aangeneem het, tot die eer van sy naam alleen. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U, Here, vir die rykdom van U woord en van die evangelie. En dat ons wat mense is, wat nietig is en eintlik so min insig het in die lewe, maar nog soveel te meer in waarheid in die woord. Dat U in ons bekend maak, dat U die evangelie in ons verkondig. Om jy is die rykdom daarvan in te sien, te oordink. Dat ons wat in tyd lewe sal oordink hoe heerlik dit is dat die raadsplan in ewigheid vas is, dat U Seun stuur, op die tyd deur U bepaal en dat hy die menslike natuur aanneem, sodat hy vir ons sonde sal betaal. Daar is nie enige iemand soos U nie. Daar is nie groter liefde in hierdie wêreld as dit U aan ons bewys nie. En daarom wil ons graag met ons lewe in die dankbaarheid bewys. Ons wil U lof besing. Ons wil nie een van U weldade vergeet nie. Help ons dan, Here, om ons gedagtes te rig op die dinge wat daarbo is. Om hierdie dinge te oordink en uit te leef. Om daardeur ook te wys ons verstaan. Verstaan die troosrykheid daarvan vir ons lewe. Ons in daardie troos leef elke dag. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons sing ten slotte saam lied 339 vers 1 en 2. Juig, die woord het mens geword, so God se liefde uitgestort. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u
Amen.